Onse Vader in die hemel, weer eens wat die voorreg is dit nie vir ons om die begin van hierdie jaar weer onsself te vind in die huis. Ons het 'n besluit gemaak en dit is dat ons hier wil wees. Ons wil graag u woorde hoor, u het die woorde van die lewe. En ons het daardie woorde nodig, Vader. Heilige Gees, ons wil vasgevang word deur u. Ons wil graag hê dat u ons in waarheid moet lei. Liewe Jesus, dankie weer eens dat u dit moontlik gemaak het. Dat ons u Vader kan doen. Sien ons dan ons die, en ons vra dit in u naam. Amen. Dis die eerste les vir die nuwe jaar. En ek was geïnteresseerd om te sien wat gaan hulle oor praat. En ek het gesien dat hulle gaan oor Paulus praat. Nee. En as ek daaraan dink, soos ek altyd sê, ek wonder wanneer gaan ons hoe kan ek sê, nie van dinge lees wat, of iets kry wat niets is. Ek dink altyd aan daardie, ek net wat voor my kry. Ek dink altyd aan daai liedjie wat sê, gee my die ou tyding. En ek dink ons gaan nou weer so 'n bietjie ou tyding kry. So, julle opskrif in die Afrikaans is wat? Volg, maar nie verworpen nie. Sê dit, kan nie mooi hoor nie? Volg, maar nie verworpen nie. Vervolg, maar nie verworpen nie. Ja. Dis interessant. As 'n mens daarna kyk, dit blyk asof Paulus dat vir ons iets wil leer. En dit is dat ons, wel as ons vervolg word, is die Here nog saam met ons, is nie so nie. Maar hy het dit al lank al beloof. Maar dit is interessant, toe ek na hierdie alles kyk, en ek lees na ek kyk na die verse wat hulle gevra het, ons moet dan kyk, sou ek miskien 'n verskillende opskrif gebruik het. Kom eens kyk, Efesiërs hoofstuk 3 vers 1, sal iemand dit vir ons lees, nie daarin? Wat sê dit daar? Efesiërs hoofstuk 3 vers 1. Hierdie rede is ek Paulus, die gevangene van Christus, Jesus van julle wat heidene is. Dis interessant, hoe stel hy homself voor? Skielik? As 'n vasgevangene. Nou, eerstens ek glo, dit is baie belangrik dat ons moet besluit deur wie ons vasgevang wil wees. Ek dink daar's niks erger as om jouself in 'n plek te vind wat jy nie gekies het en dan om daar jouself in 'n plek te vind waar jy vervolg word. Jy het nie met die doel uitgegaan om daar te wees nie, of jouself met daardie groep te vind, maar jy vind jouself daar. En ek dink as ek vasgevang word deur iemand anders se omstandighede en ek vind myself vervolg daardeur, dan gaan ek kwaad met myself wees. Maar as ek gekies het deur wie ek wil vasgevang word en ek vind dat ek as gevolg van my besluite vervolg word, dan gee ek nie om. En ek dink Paulus kan alleen sê dat as hy vervolg word, gaan hy die teenwoordigheid van Jesus Christus hê, omdat hy besluit, hy gaan 'n vasgevangene wees van Jesus Christus. En Jesus het wel vir sy disippels gesê, as hulle my vervolg het, gaan hulle jou ook. Jy verstaan? Nie noodwendig erger nie, maar ons moet besef dat in die voetspore wat Jesus gestap het of gevat het, was daar baie mense wat nie deur hom vasgevang is, hulle het nie van hom gehou nie, en as gevolg daarvan het hulle hom vervolg.
Paulus was een van hulle. Hy was een van die. Onthou, ons lees ook daar, ons moes Handelinge hoofstuk 9 vers 16 lees, en daar beskryf dit werklik die doel vir Paulus, sy roeping. Jy sal sien, ek is weer nie op die formaat van Sondag, Maandag. Kyk, julle moes die les te leer. Ek soek iets om hierdie jaar te kan begin. Nou die vrou net toe ons nou vanoggend so 'n bietjie ons stille tyd het ons gesels oor waar die mense nou sê, luister na hierdie podcast van verskillende mense. Party van hulle is, weet jy, hulle gaan soek dinge om jou vasgevang te kry. Weet hulle praat oor dinge wat baie keer interessant is. En een van die gedagtes wat daar uitgekom het, was dat hierdie mense praat van die aarde en hoe dat die aarde eintlik gevoelens het. En hulle gee verse, hulle gee teksverse, waar die wêreld uitroep, die aarde uitroep, hoe lank nog, Here, voordat U die mense wat ons so sleg behandel het, gaan kyk, dis in Openbaring. En dan hoor jy van die bloed van die mense, wat uitskreeu uit die aarde uit. Ek dink aan daardie verse waar Jesus vir die mense sê, wel hy sê vir Kain gesê, die bloed van jou broer roep uit van onder van die aarde uit. En dis amper asof bloed nou nie skielik 'n stem het. Is dit nie so nie? En as 'n mens nie versigtig is nie, kan jy vasgevang word met snaakse gedagtes. En Ellen White verduidelik eintlik dat ons baie versigtig moet wees vir mense wat hierdie dinge gaan vat en hulle praat oor, weet hulle dit, en hulle vang jou vas in dit, dat jy nie eintlik by die waarheid wil uitkom. Maar dit letterlik. Wel, dit is, hulle kan dit letterlik blyk, maar ek dink het soos ek altyd vir jy sê, jy moet onthou as jy hulle waak, jy moet ten minste die put uitspoeg. Moenie alles insluk wat jy nou invat nie, en ek dink daar is 'n gevaar dat ons maklik deur verskillende snaakse dinge, spesiaal is dit jou oorprikkel. Nie so en daar, die woord sê daar gaan dinge wees wat jou oor so stryk. Wat sê dit? Streel. Weet ek hou daarvan as my vrou my oor streel met mooie woorde. Ek hou nie daarvan as dit nie mooie woorde. En ek dink ons in algemeen hou daarvan om na dinge te luister wat ons meer saamstem. So as ek nou hierdie kyk, die gedagte wat my getref het, of ek dink aan die 3 Hebreëse seuns wat vervolg was deur Nebukadneser. Maar dit was as 'n gevolg van hulle besluit. Nou as dit nie as gevolg van hulle besluit was nie, dit sou dan maar erg gewees het. So ek dink dat 'n mens jouself compile, as ek die woord kan gebruik. As jy jouself vind in 'n plek wat jy eintlik gekies het om te wees. Ek bedoel, ek so pad hier na toe, Kleinmond toe, en ek ry daar Golden Pals, 'n plek, en ek kyk na die see en die son skyn, en ek moet nou so 'n bietjie in 'n airconditioning aansit, dat ek so 'n bietjie kan afkoel, en iewers skielik kom ek hier so aan die kant waar net hier aan die kant met die wolke is oor die berg en die son is weg, en iewers skielik moet die voetkoeler afsit en soek na die son. Weet jy, maar ek is bly dit gebeur met my, omdat ek is op die pad waar jy net wil gaan. Toe ek nou die boodskap kry, dis net verbaas, toe Kobus my bel, het ek net gestop as gevolg van alles, en ek het gewonder wat gaan nou aan, en ek het besef, hulle is besig met 2 dinge, paaie om hulle reg te maak, of daar was 'n ongeluk. En gelukkig soos dit is, het die Here gesê, nee, jy gaan nog op tyd aankom. En
dit sou erg gewees het as ek nou besluit het dat ek nie daardie pad wou vat nie en beskikbaar kry om daar te doen. Dus ek kon na die Here toe gaan en met hom praat omdat ek hierdie pad besluit. En hy het gesê hy gaan saam met my wees as ek saam met hom was. Verstaan? En so ek wil hier ons 'n bietjie na dit kyk. Hy sê en ons geheerteks kom uit Filippense uit Hoofstuk 4 vers 4. Sal iemand dit vir my lees? Vraag wat ek Ja, gaan. Ek het wel gehoor van 'n man wat as hy nou sy tafel dek om te eet, dan dek hy nou 'n sitplek daar vir Jesus om saam met hom te eet. Okay? En ek het ook gehoor van 'n man wat as hy net vir hom gaan skoene koop, dan bid hy nou die Here vir hom leiding gee wat hy 'n paar skoene moet hy nou koop. Nou, die vraag is eintlik tot watter plek betrek ons God in ons daaglikse lewe? Is dit nie verhouding, is dit soort van 'n werklike manier om ons weet ons praat met God, ons weet hy is altyd saam met ons, maar tot watter diepte van ons lewe is hy eintlik betrokke is op sy En dit is 'n baie goeie vraag daai. Weet jy, ons het nou net 'n liedjie gesing dat ons ligte moet laat skyn, maar die wat nou so 'n bietjie verdrink kan sien waar hulle is en leiding kry, maar wanneer kan ons werklik na daardie lig kyk? En laat my dink aan iets wat ek gehoor het waar weet jy die Amerikaners is mos baie vol van hulle self partytjie, né? En hulle het een van hierdie groot skepe en hulle weet jy hierdie oorlogskepe, hulle mos die grootste oorlogskepe wat jy kan kry en hierdie oorlogsskep sien daar's iets voor hulle op die radar, hulle sê vir die mense jy moet pad gee, ons kom na jou toe en die mense, dis die Ire in the island, hulle sê nee, ons gaan nie heen, weet jy, dit klink lyk asof hulle hardkoppig is en die ou sê jy moet pad gee, as jy nie pad gee nie, dan gaan ons op jou begin skiet, omdat jy is nou gevaar vir ons het reg, en die ou sê jy kan maar skiet, ons kan nie wegdraai nie, die ou sê hoekom nie, hy sê omdat ons is eintlik 'n ligtoring. Jy verstaan wat ek probeer sê, en ek dink, daar is dat jy, wanneer jy versigtig moet wees, omdat die ligtoring nie is, ja. Ek dink die storie met die tafeldek, wat is jou motivering vir daai pleksedek en wat gaan jy met daarmee maak? Jy het aan die tafel gedek en ek kom klop en ek sê sonder, ek sê ek het die plek aan my tafel nie, maar daar is die plek wat ek vir die Here gedek het. Ja, dis waar. Sien, ons word baie keer, maar ek dink die vraag is 'n baie goeie vraag. Ek wonder baie keer, ons vra die Here as ons onsself in 'n plek vind vir lig. Maar ek dink baie keer moet jy 'n bietjie vra voordat jy daar kom. Hulle sê vir my dat hoe gaan dit eintlik, my pa het altyd vir my probeer wys dat ou wat homself in moeilikheid vind omdat hy nie so 'n bietjie navorsing gedoen het, is 'n dwaas. En ek wil nie 'n dwaas wees nie. En ek dink die Here het vir ons, my vrou herinner my gereeld dat hy ons 'n brein gegee het om te kan besluit oor sekere dinge. Maar ons word ook gewaarsku deur die woord dat daar mense gaan wees wat valse ligte is. Nou, dan moet jy hulle toets. Nou baie keer wat ons nou in die wêreld doen, of die manier hoe die wêreld daardie lig toets, is deur die algemene kennis van wat mense aanvaar as reg. Jy verstaan? En as jy nou wil mislei word, dan moet jy besef, as jy na mense luister, gaan jy 'n probleem hê. Maar ek dink dis waar ek moet terugkom op 'n antwoord. En dit is dat daar is tye, ons lewe in 'n wêreld wat donker is. Jesus praat daarvan. Hy sê ons kom uit die donkerheid uit. Maar hoe het ons uit die donkerheid uitgekom? Deurdat ons lig gesien het, dat ons lig ontvang het. En Jesus moet daardie lig wees. Ek dink die wêreld wanneer hulle begin dink aan hoe hulle dinge moet nader, ek wil nie aan Darwin luister nie. Ek dink Darwin het hy baie mense gekry en wyse mense om te kry om saam met hom te stem. En as gevolg daarvan is baie mense mislei.
So wat ek probeer sê is ek dink kom ons kyk so 'n bietjie die gedagte is ons begin hierdie nuwe jaar. En ek gaan hierdie boodskap in 'n mate oordra in die erediens, maar hoe het jy 25 geëindig? En ek hoop dit is die manier hoe jy nog jou eie besluit gemaak het. En hoe begin jy jou nuwe jaar? Oor weer eens omdat jy besluit gemaak het dat daar iets was wat jy gedoen het om jouself te kry waar jy is. Dis wat ek probeer sê. Jy sal nou sien, maar kom ons kyk na ons geleerdteks en ek dink met tyd sal ek dit oopbreek dat ons 'n bietjie meer. Ek dink ek het baie van jou vraag en ek hoop ons kom op dit uit omdat onthou Paulus vind homself in plekke omdat hy Jesus gekies het om gevangene te wees deur hom. Hy sê dit. Efesiërs sê ek is 'n gevangene en ek is in kettinge omdat ek Jesus Christus het. Jy verstaan? En ek dink julle moet besef, as julle Jesus Christus aangeneem het, dan moet julle besef, julle gaan in 'n plek waar julle jouself gaan gevind word in kettinge, maar julle moet dan gelukkig wees, omdat dit was nie as gevolg van nie jou besluit nie. Jou besluit was ek het Jesus Christus, maar en ons sien hierso in Filippense hoofstuk 4 vers 4, wat sê dit in die Afrikaans daar vir my asseblief die opskrif, die teks? Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Ek weet nie wat gaan aan vandag nie, is dit ver weg van julle af, ek kan nie mooi hoor nie. Jy moet hard praat. Verbly julle altyd, verbly julle in die Here. Verbly julle altyd, verbly julle in die Here. Nou ek probeer dit menslik maak. Weet jy, ek het 'n besluit gemaak om met my vrou getroud te wees. Nou ek weet sy is ook 'n heks. Ek het my heks gekies. Jy verstaan? Niemand het vir my heks gekies. Jy sal gesien hoekom ek dit sê. Nou as ek baie vir my probleme gee, ek kan alleen daardie probleme aanvaar en sing omdat ek die besluit gemaak het. Sy is by. Jy verstaan? Net so ook, ek is wat noem hulle 'n man wat nou deur die vrou gekies word. Wat? Moeilikheid. Nou my vrou het besluit sy gaan hierdie moeilikheid ontvang. Nie iemand anders nie. Nou as sy vind eweskielik op die paadjie dat daar probleme is, gaan sy dit beter hanteer omdat sy gekies het. Ek wil saam met hierdie wees. Verstaan? Nou die probleem waar is ons sit altyd ons beste voet altyd vorentoe. Maar nou dan moet ou moeg om jou beste voet vorentoe te sit. Eers kom daar die linkervoet uit. Hy is nie meer die regte voet nie en hulle sien iets raak. Maar wat gaan hulle hou by dan? As hulle daardie besluit gemaak het. Soos ons sê, through thick and thin. Jy verstaan? Die rykdom en armoede. En ek dink Paulus, die boodskap wat ek hier wil probeer uitbring, is dat Paulus sê, ek is vasgevangene en dit was my besluit op die Jesus Christus. En as gevolg, ek gaan myself in mooi plekke vind, en hy, regte waar daar was tye, wel ek dink in daardie een, hulle is op pad na Asia toe, is dit Asia? Wat is dit Afrikaans? Asia. En eweskielik, wat gebeur? Hulle wil so toe gaan, maar wat gebeur? Julle moes dit lees. Wat? Die Heilige Gees kom by hom uit. En wat doen die Heilige Gees? Hy sê vir hom, jy gaan nie soontoe, jy moet soontoe gaan. En in 'n visioen eweskielik kry hy 'n droom van 'n man wat vra, asseblief kom na ons toe. Nou wat ek opgewonde oor is dat as ek Jesus aangeneem het, dan het ek ook hierdie belofte. Hy sê ek gaan weg, maar ek gaan vir julle 'n vernoot stuur. 'n trooster. Hy gaan saam met jou wees.
Nou ek wonder, kom weer eens by daardie plek van besluit. Hier's Paulus, hy wil na Asië toe gaan, maar iewers skielik kom die trooster na hom toe sê, ek wil nie jy moet soontoe gaan, jy moet soontoe gaan. Nou, hy luister na daardie stem, omdat dit is iets wat aan hom gees. Al het ek gedink besluit ek moet soontoe gaan, daar is die besluit, nee, jy moet nie soontoe gaan, jy moet soontoe. En daar is tye wanneer ons die Heilige Gees nodig het. Ek wil eintlik al die tyd. Maar ek wil julle iets sê. Julle kan nie die Heilige Gees ontvang as julle nie Jesus ontvang. Sien, as julle, daar is voordele. As jy 'n meester gekies het, maar dis hoekom die woord sê, jy moenie jou gedagtes of jou hoop in 'n mens sit. Hy verander soos die wind. Hy is net daar vir een oomblik en is weg. Hy is beïnvloed. En hy kan vir partykeer vir my sê, nee maar, luister na die ou, en ek weet nie of hy nou, wat is maar, wanneer ek by Jesus Christus kom. Hy sê my, ek gaan julle klooster stuur. Ja. Ja, ek wil net so 'n bietjie verskil daar. Ek dink daar is dat ons die Heilige Gees kan ontvang, voordat ons vir Jesus ontvang, en dit is as ons nie bekeer het. Dat is dan die Gees wat ons aanwakker om tot bekering te kom, sodat ons op daai plek kom waar ons Jesus aanvaar. So, ek neem aan jy praat nou van hierdie persoon wat al klaar bekeer is. Ja, maar ek wil ook sê, kyk voor jy bekeer is die Heilige Gees wat klaar met jou besig. Omdat die woord sê vir my, die sonde wat nie alleen kan gelos word, is nie die sonde teen die Seun van God nie, maar die sonde teen die Heilige Gees. Jy weet nie eers jy is verloor. Ekskuus? Jy weet nie eers jy is verloor. Ja, kyk, jy besef my werk met jou. Jy moet onthou, laat ek terugkom by die gedagte wat jy probeer uitbring, wat ek dink baie belangrik is. Baie mense, ek was op pad hiernatoe, en terwyl ek op pad hiernatoe is, sien ek mense klaar. En hulle is gesond, en ek dink, wel, you have to choose it, net al doen, dit is nie sterk. Maar die beste is om in te kyk. Ek kyk maar, en ek ry, en ek kyk na dit alles, en ek sien iets. En ek kan miskien sê, ja, weet jy, hulle is slegte mense en alles. Maar die enigste persoon wat ek kan sê, is die Heilige Gees wat saam met hulle werk. As die Heilige Gees, en ek weet nie hoe werk hy met hulle nie, hy doen dit in die snaakste nie, maar hulle sal weet, dis iemand wat hulle probeer trek, maar hulle sit hulle voet vas aan hom. Kom ek gebruik weer eens 'n voorbeeld van Paulus. Gaan saam met my na Handelinge hoofstuk 19, daai gedeelte wat jy moes lees. En ek wil hê ons moet so 'n bietjie kyk, en ek weet nie of dit in daai eerste gedeelte is of dit in die verhaal wat hy vertel van homself, waar hy wat ek dink voor my kyk. We gaan eerstens na Handelinge hoofstuk 9. En miskien sal dit in die Afrikaans uitkom, maar kyk vir my Handelinge hoofstuk 9, en ek wil hê dat julle moet kyk na vers 4, van vers 4 aan. Sal iemand dit vir my lees asseblief? En hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Nou, dis interessant. Hy sê, waarom vervolg jy die Christene? Hy sê, nee, waarom vervolg jy my? Nou, Paulus is, ek dink, skokkend. Hy was nie onder die gedagte dat hy God volg nie. En hy antwoord. Wat is sy antwoord? En hy sê, wie is die Here? Nou, stop net daar. Dis verbasend. Hy loop in die Here, maar hy weet nie dis die Here nie. Maar, nou, wat sê julle sin verder? En die Here antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Ja, gaan nou? Dit is hard vir jou om teen die prikkels te Dis mooi om te sien, dit is daar uitgebring. Dit is op 'n ander plek, maar wat sê die Afrikaans daarna? Dit is hard vir jou teen die prikkels om teen die prikkels te skop. Nou, wat beteken dit? Onthou, hy vra, wie is die Here? Maar dan sê die Here vir man, ek is al lank op bedryvig met jou, maar jy skop aanhoudend teen my. Jy skop teen die prikkels. Nou, die Griekse kennis van dit, maar julle weet dit alles, is as jy nou 'n koei of iets wil kry, dat hy nou so 'n bietjie moet draai, dan swat jy hom met hy so, dink by so prikkels dit beteken.
Jy moet hom slaap, especially dit stubborn. Jy moet hom mooi slaap met dit. En dan skyn. Nou, hy sê Paulus, as ek na hierdie woorde luister, dit is nie net op hierdie pad dat ek skielik met hom kennis maak nie. Hy was al lank op bedrywig met hom. Maar Paulus het dit nie gedoen. Ja. Kijk, hy sê het die prikkels te skop. Hulle sê dat hulle by die strijdwaans en so aan 'n skerp pen gehad in die aanmerk. Ja. En dan is 'n perd op 'n bees nou kwaad en skop hy. As hy skop hy teen hy yster vas. Dit is die prikkel wat. Ek hou van dit is lekker beter prikkel, hoor. Ja. So die gedagte is dat daar iets is wat jou al klaar sê, hey, jy moet nou kyk waar loop jy, nee. Ja. Maar hy dink hy's reg. En die Here sê vir hom, en dan sê die Here vir hom, ek is Jesus Christus. Is dit daar so? Wat sê dit nou? Sê dit Jesus Christus of ek is net Jesus? Ek is net Jesus wat u vervolg. Nou, dit is baie interessant. Jesus maak dit baie duidelik. Jy dink jy het die Messias, kennis van die Messias, maar die persoon wat jy nou volg is ek, Jesus. Nou, die ding wat daar gebeur is, hy word blind. En hy is verbaas vir dit. Nou kry ons Ananias wat nou daar uitkom, en die Here kom na hom toe, en hy sê vir my, ek wil hier met daardie tyd, daar's 'n ou wat blind is, en jy moet hom help sien. Toe sê hy, Sien, jy moet hom help sien. Sien, Paulus was onder indruk, hy kon sien. Maar Ananias moes hom vertel, nee, jy het nie gesien. Nou, een van die dinge wat die vers wat ook in my gedagte opkom as 'n gevolg van die lesstudie was, daardie gedeelte waar die woord sê in 2 Korintiërs dat die duiwel het ongelowiges verblind. He has blinded unbelievers. Nou, ek wonder baie keer, wat sal so oor hierso laat blind word? hy is skerp blind van boord. Seker. Sien, wat doen jy dit? Wat? Skerp. 'n skerp lig, 'n limelight. As jy so in 'n lig inkyk, dan kan jy nie mooi kyk na. Ek vind baie keer is dit met my rekenaar werk en dit's baie dan ek beskiklik wil ek iets lees en slag. Omdat as 'n lig wat dan net in my oë skyn en dit maak dit as jy beskiklik nie daar die lig nie hoor het nie en jy kyk, al is dit die Bybel wat jy na kyk, jy kan nie mooi lees nie. En Paulus het ek die indruk het nie beskiklik lig gesien, maar daardie lig het hom verblind. En iemand moes na hom toe kom. Nou die interessante ding is, wat sê die woord? Gaan saam met my daar waar Ananias na hom toe kom. Omdat die Here sê vir hom, nou dit is sy boodskap vir Paulus. Wat sê hy in vers 15, dis wat julle ook moes gelees het, wat sê vers 15? En die Here sê vir hom, Dis van Ananias, nee? Nie vir Ja. Paulus nie. gaan, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig om my naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel. Dan sê dit vers 16. Want ek sal hom toon hoeveel hy vir my naam moet ly. Kijk nou, dis vir my woord. Ek gaan hom vertel, Paulus, ek wil hê jy moet weet, jy gaan swaar kry omdat jy my naam ontvang. Nou, hoekom sê die Here dit vir hom? En die Here ken die toekoms. Wel ja, maar daar is iets wat belangrik is. Jy sê, ek wil hê jy moet weet, as jy Jesus sê, hy wil hê jy moet weet, voordat jy besluit, jy wil deur hom vasgevang word, jy gaan soos dit daar sê, vir my lei, as gevolg van my naam. En wat doen dit? Dit gee die Paulus 'n keuse. Okay, Here, as ek myself toelaat om die jou gevangene te neem word, ek moet aanvaar, jy klaar vir my gesê, voor die tyd, jy gaan swaar kry. Nou, ek wil hê ons moet so 'n bietjie daaraan dink. Dan kom Ananias na hom toe, en ek wil hê jy moet net kyk na vers 14 nou.
Onthou, dis Ananias kom na Paulus toe, Paulus is nou verblind, maar die woorde wat gebruik word om te wys van die blindheid is interessant. Wat sê dit in vers 14? 14 of 17. 18. Kyk, 18. Sien ek die lig nodig hier so. Dadelik daar iets geskille, Wag, dadelik het daar iets soos, skille. so gaan aan. En sy oë afgeval, hy kon onmiddellik weer sien en hy het opgestaan en is gedoop. Hy kon onmiddellik weer sien. Nou die gedagte is, wat het sy oë gemaak dat hy nie kon sien nie? Dit sê daar, wat skille? Skille. Wat skille? As jy praat van skille, wat praat jy van? Veld van 'n dier, van 'n vrug. Ek praat van daardie soort skil. Maar ek dink, as ek daar dink, van 'n slang se skil. Skibbe, okay, kom ons gebruik skibbe. Maar dit is, weet jy, in Engels is dit scales. Val van sy oë. Nou ek het jou net eerlik gesê, 2 Korintiërs sê dat die God van hierdie wêreld, die prins van hierdie wêreld, het die ongelowiges verblind. Nou baie keer moet ons besef dat as ons wil sien, daardie skille wat so voor ons oë gesit is, moet verwyder word. Nou, dis interessant. Doen God die verwydering van die skille van Paulus se oë? Doen God dit? Nee, hy doen dit nie. Wie doen dit? Wie het hom gesê sien? Dit was nie Jesus Christus wat hom gesê het. Dit was Ananias. Nou laat my weet, toe Ananias kom so, jy moet nou sien, wat het hy werklik as 'n mens kon sê vir Paulus laat sien? Die waarheid. Liewe vriende, daar's mense wat deur hulle omstandighede, deur die manier hoe hulle groot gemaak is, dat hulle skille voor hulle oë gekry het, van hulle groot geword het. Ek het altyd vir myself gevra, as ek in die ooste groot geword en ek was miskien 'n Japanees, wat se soort manier sou ek na die wêreld gekyk het? En dan dink ek aan 'n persoon wat nou ewe skielik in die Wes groot geword het. Sy manier van groot word en alles is verskillend. Nou, die probleem is, as jy in Japan is, sê hulle vir jou die dinge wat jy doen is waarheid. En as jy in Amerika is en die dinge wat jy daar doen, dis waarheid. Maar wat is waarheid? Onthou, Pilatus het daardie vraag gevra. En hy het nie gewag vir die antwoord nie. Maar wie is die waarheid? Nou Jesus is nie net die waarheid, hy is die weg en hy is die lewe. As jy werklik wil weet hoe jy moet optree as 'n skepping van God, dit is nie soos wat daardie ou sê nie of daardie ou sê nie of wat. Dit is wat sê die woord van jou. Jy sien nou toe Ananias na hom toe kom, ek glo hy het hom die waarheid gebring en as gevolg het die skuils van sy oë afgeval. Hy was nie meer onder die hipnose effek van die duiwel nie. Weet jy, die ding wat my tref is, die duiwel het reg gekry om 'n derde van die engele van God, wat in sy teenwoordigheid was, om God nie reg raak te sien nie. Nou, en ek wil hê, ons moet baie versigtig wees in die manier ons teenoor ander mense optree, want hulle glo wat hulle het, is waarheid. Nou, jy kan nie sê, jy stupid nie, of jy weet nie, jy moet eerder die woord vat, wat 'n lig is vir ons voete, en eerder die lig laat skyn, en dan sal hulle kan sien. Jy verstaan wat ek sê? Ja. Ja, ek moet aansluit by Sabbatskool vanoggend, en sy het gepraat van om mense aan te moedig. Aan te moedig, ja. En ek dink partykeer betree ons die saak op 'n verkeerde wyse, want iemand is nou verkeerd, want is nou verblind, en ons wil hulle nou reg help in die hemel, en dan gee ons 'n bietjie pak met die waarheid. Dis nie so, en
En ons weet dit werk nooit nie. Ja. En wat dan ook gaan nie veel let, ons het nou seer gemaakt nie, jy weet. So, onze manier van benadering is ook belangrijk. En dan wil ek ook net bysê, ek sê klaar, Samson, as ons ook kyk na Samson, hy het blind in die koninkryk ingegaan. Dis fantasties, ja. So met ander woorde, God is so genadig. Daar is miskien mense wat toch nie tot 'n volle kennis gekom het nie. Maar die is nie uitgesluit En die ding van Samson, hy kon sien voordat hy blind was. Hy het gesien het, maar toe sy verblind, permanent verblind, en dit is dus op 'n simboliese manier soos ons wat vanoggend hier bespreek, maar hy het nog steeds tot 'n punt gekom en hy is in die koninkryk. So, Dis waar, die woord vertel my dat ons versigtig moet blind wees van honde wat geweet het, maar gooi hulle kos uit, dan gaan eet hulle kos weer wat hulle tevore uit. En ek probeer dit in 'n mooi manier sit, maar baie, weet jy, ek het al uitgevind dat mense na my toe kom en sê, ek kan dit nie glo dat ek so mislei was. En hulle is eintlik amper kwaad. En jy sê maar wel, dit is die weg, en hulle sê, maar later as sien hulle draai om, dan gaan hulle weer terug na daai ding. En dan dink ek vir jou, okay, nou wat het nou gebeur? Dis asof hulle gesien het en dis hulle weer blind. Maar dis erge blindheid. Maar ek wil nie te ver wandel van die les in hierdie opsig. Kyk na die opskrif is dat jy vervolg gaan wees, maar nie verlaat nie. En ewe skielik die opskrif in Sondag se gedeelte was Paulus 'n gevangene van Jesus Christus. Nou, wat ek daarvan hou is dat Paulus het daardie besluit gemaak. Ek wil 'n gevangene wees van hom. Nou tot die tyd van Handelinge hoofstuk 9 was Paulus gewillig om gevange te word deur die Fariseëse gedagtes van wat hulle gedink het of gedink het van Jesus Christus. Maar ewe skielik sê hy, kyk, ek wil julle Fariseërs vertel. Ek is nou vasgevang en ek hou van nie. Hy het sê ek wil jy moet sien dat Paulus het 'n besluit geneem dat hy 'n gevangene wil wees van Jesus Christus. Nie 'n gevangene van die duiwel of nie 'n gevangene van ander mense nie. Hy wil, as iemand omgaan gevangene neem, gaan hy surrender. Hy gaan sê, okay, hier is my vlag, ek gee op. En by hierdie tyd moes hy al, ek dink die Jode nasie genader as hy kyk na Jesaja hoofstuk 1, en die Here sê, hoe lank? Julle het seer van julle kop tot by julle tone, maar julle skop nog teen die prikkels. En die gedagte is vir my, daar is mense, en ek wil julle vertel, daar is mense wat so deur die werk geslaan is, hulle vuisvoes noem hulle, wat noem hulle dit? Vuisvoes. Dat hulle nie meer, en as jy beskielik na hulle kom en jy gee hulle iets, hulle sal dit met albei hande gryp, as dit hulle verlig van die stryd van die lewe. Maar die probleem is, wat Paulus hier vir ons leer, is dat jy gaan nie altyd verlos word van die sukkelnis, dat jy gaan nie swaar kry. Sien, baie mense die denkwyse, as jy Jesus aanneem, van daardie tyd af is dit rooskleurig. Maar Paulus sê nie. Maar die enigste manier, en ek wil hê jy moet dit sien, kom ons gaan na die volgende opskrif van Maandag se was. Rose het dorings. Skes? Rose het dorings. Ja, presies. Maar ek sal die dorings aanvaar alleenlik as ek van die rose self gepluk het. Jy sien, nou kyk, hierso, ek kon dis 'n gedagte nou. Jesus het 'n kroon van dorings, maar hy was gewillig om dit te dra. Jy verstaan wat ek probeer sê. Maar as dit iemand is wat dit op hom gedwing het, hy sou sê, nee, net my Vader se wil. Jy verstaan, dit was sy Vader se wil dat hy moet sterf. En ek kyk na Maandag se deel, die opskrif van Maandag se gedeelte is wat? Paulus in kettinge. Nou dit is letterlik. Okay, hy is letterlik. Maar hy het homself in 'n letterlike plek van kettinge, omdat hy 'n besluit gemaak om vasgevang te wees deur Jesus Christus. En Jesus het gesê, as jy my, die persoon is wat ek gaan vasvang, moet jy besef, jy gaan werklik kettinge ook kry. Maar hoe sien hulle toe hulle nou nie? Hulle is gesond, ek moet nie vertel,
ons kyk na dit baie kere en ons dink vir ons ag, dit was nie so erg nie, man. Maar as jy na Handelinge 16 luister en eerstens, jy word so seer geslaan. Ek weet nie veel van julle het al so seer gekry dat jy aandag nodig het. Weet jy, hulle moet daardie wonde so bietjie kan toemaak. Of hulle moet so bietjie salf opsit of iets. Maar hulle was geslaan en onmiddellik was hulle in kettinge vasgesit dat hulle nou nie kan beweeg nie. En ek dink aan myself, daar was nie eens aandag aan sy wonde nie. Wanneer alleen is aandag aan sy wonde gegee? Ek dink aan, ja, dit is hy. Wanneer het hy toe salf gekry? Dis toe hulle nou, weet jy, die alles is toegelaat en daar is afbewing en hy kon uitgaan en Paulus sê, nee, en die ou sê, ek wil myself doodmaak, omdat al die gevangenis is nou uit, en hy sê, nee, moet dit nie doen nie, en toe doen wat doen nie, hy gee hom toe salf. Maar voordat dit maar net sout ingesmeer. Hy het nie omgegee. Jy sien, wat ek probeer wys is, jy kan alleenlik sing in 'n omstandighede as jy gekies het en jy het geweet die paadjie wat jy volg gaan nie daar. Ek dink van hoeveel van julle het al Line Z geklim. Kyk, nou daar's plekke waar jy by 'n kettingplek moet kom. Nou jy het 'n keuse ketting of om. Ek het nie 'n keuse gehad nie, my vriend het my gedoen. Maar die gedagte is, jy sien ons kom op die paadjie en daar's tye wanneer ons gaan besluit. Soos die 3 Jode. Daar's 'n vuur na voor hulle moet besluit. Maar hulle het besluit gemaak. En dit is die storie wat hy hier uitkry. Kyk na die volgende opskrif. Jy weet Jera, Paulus het in hierdie geval dieselfde behandeling gekry wat hy die Christene gegee het voor sy oë op. Maar en ek dink wat Paulus gevang het, is hier is Stefanus, wat hy besig is om oorsig te kyk, wat gesteel word. Dit is een van die ergste maniere om te sterf. Ek weet nie of jy al weer 'n klok geswaat is. Ek onthou, ek weet, hoe sy Kleilaat gespeel. Dit is as jy te jonk is, Kleilaat is 'n stukkie klein en dan gooi jy nie, probeer die ander ou staan. Nou, baie keer as dit nou jy begin moeg word en jy wil nou eintlik wen, dan sit jy 'n klein klipie uit. En as daardie ding jou tref en die ouens al baie goed vlae begin opsit omdat dit is te erg. Maar wat ek probeer sê, weet jy dink nie altyd aan die seer kry nie. Maar as jy nie die besluit gemaak het om dit te doen. So, die eerste gedagte wat ek wil tuisbring van die res toe, omdat dat is net 2 wat ek gekry het, is die eerste een, jy het 'n keuse om vasgevang geneem te word. Wie kies jy? En dan moet jy nie sê as jy klaar besluit het, soos ek sê, ek het my vrou gekies en sy het haar streke. Maar gelukkig het ek nie te doen met ander man se vrouens se streke. Verstaan wat ek probeer sê? En ek moet my vrou se streke hanteer, net soos sy my streke moet hanteer. En gelukkig hoef sy nie bekommerd te wees oor 'n ander man se streke. Nou 'n ander man probeer wys hy het nie streke nie, maar hy het streke. En 'n ander vrou probeer want hy sê hy het nie streke nie. En jy verstaan wat ek probeer sê? So jy moet besluit, en dit is wat Paulus vir my begin, as jy Jesus Christus gekies het, dan kan jy glimlag, as daar probleme is. Eintlik moet jy dan glimlag, as daar probleme is. Nou, my vrou nie vir my beloof, sy gaan goed wees die hele tyd. Sy probeer. Ja, ek hou van daai gedagte. En dit herinner my van Nehemia 9 vers 12. Kan ek maar in Engels lees? Ja, dis magtig hoor. Return to your fortress, you prisoners of hope. Even now I announce that I will restore twice as much to you. Is dit nie vir dankie vir daardie gedagte. Dit is 'n ware lees dit nie daar, maar waar jy dit vind?
Zechariah 9 verse 12, return to your fortress, you prisoners of hope. Even now I announce that I will restore twice as much to you. So met ander woorde, hulle is gevangenes, maar hulle is gevangenes van 'n hoop, beter hoop. Nee. Dit is die gedagte. Ek hou van die manier hoe die lesstudie beweeg. Ek weet, omdat ek Jesus Christus geneem het, soos Paulus, die einde resultaat, is hy gaan my red. Van myself. Nie noodwendig van ander mense nie. Hy gaan my red van myself. En dit is die hoop. Ek vra altyd vir myself, Here, hoe gaan jy my red? Omdat die hier ou is, my vrou kan jou sê, ek is onredbaar. Jy verstaan. Maar ek weet in wie ek my hoop gesit het. As daar iemand is wat my kan red, dis Jesus. En dis wat Paulus sê. Maar ek wil by die tweede gedeelte kyk, want dit is waar ons nou wees. Ewe skielik in die lesstudie het daar 'n verandering beweeg. Al het dit nie so gelyk nie, maar dit was duidelik vir my. Dit het aangegaan oor Paulus en hoe hy vasgevang is en hy praat uit die tronk uit en wat 'n tronke was hy. Hy is 5 plekke waar hy in die tronk was en waar hy geskryf het, soos dink hulle en alles daardie goed. En in die einde is dit. Maar hy doen dinge uit 'n tronk uit. Wat doen hy uit 'n tronk uit? Wat eintlik meer belangrik was as dat hy in die tronk was. Hy het van die soldate verkeer. Okay, dit het hy in die tronk gedoen. Ek hou van dit. Sien, in swaar kry, kan jy mense nog red. Hang dit af hoe jy optree in jou swaar kry. Swaar kry. En dan het hy briewe geskryf in die tronk uit. Ek hou van dit is die gedeelte wat ek ook het. Hy het vir mense vertel hoe om die paadjie te kan loop waar hy kerke gestig het. Wat het ek weet gaan gebeur met daardie kerk? Hulle gaan ketTINGS oopkry. Maar hulle moet besluit wat 'n ketTINGS wil hulle hê, Jesus Christus of nie. En dit is hoekom hy nou sê ek is vasgevang vir Jesus Christus. En hy sê vir hulle, julle gaan miskien nie in die tronk wees soos ek nie, maar julle moet besluit om vasgevang te wees. Die gedagte wat hier uitkom is die boodskap wat uitgedra word van die gevangenes is die dat jy gevangene moet geneem word deur iemand. Maar die mooi ding is jy het 'n besluit. Jy kan kies. En as gevolg van dit en die boodskap wat hy uitgedra het uit die gevangenis, maar hy begin die boeke te skryf. Ek is gevangene en die ou sê, "Oeh, ek wil nie met daai ou loop nie, ek wil nie daar wees nie." Maar hy vertel hulle, dis waar julle ook. Maar ek is opgewonde omdat ek 'n gevangene van Jesus Christus is. Hy het nie gekyk na die ketTINGS wat hy werklik in was. Hy het gesê, ek is hier as gevolg van die besluit wat ek gemaak het. En julle gaan na dieselfde besluit kom. En julle moet weet, julle kan bly wees soos ons Gereedteks sê, as julle besluit het, soos ek, om 'n gevangene te wees van Jesus Christus. Dan kan jy so. Nou, ek het begin en ek wil nou daarmee eindig. Daar soos Psalm 103 sê, daar's voordele. Weet jy, baie keer as jy nou keuse het, dit is soos roomys. En wat van die topic? Ja, jy sien, jy moet nou die toffie hê. Jy wou in die topic en ook gaan roomys. En jy sien, maar ek het of jy, weet jy, ek het altyd, as ons na die rouwjaarstes toe gegaan het, dan kry ons altyd die koun en alles. Nou, dit was nie goed vir my. Ek soek die een met die Vleik. jy ken hom, nee. Top 99. En ek kon besluit deur wat in Rome as ek 'n gevangene wil word. Nou ek wil julle vertel, Dawid sê vir ons in Psalm 103. Hy sê gaan ons maak graag. Gaan saam met my na Psalm 103 toe. En dit is een van my geliefkoeste psalms, omdat dit sê in vers 1 wat. Jy moes al lang vandag wees. Loof die Here oor my siel, en alles wat in my is, loof sy heilige naam. Hoekom? Dan sê dit
gee geen een van sy weldade nie. Hy vergewe jou van jou sondes, hy laat jou jeug weer terugkom. Daar is voordele om vasgevang te wees in Jesus Christus. Ek wil nie uitvind as ek iemand gekies het. Ek wil daardie persoon kies eers as ek gekyk het na die voordele en die nadele. Toe ek my vrou gekies het, het ek gekyk na die voordele en die nadele. En gelukkig was die voordele meer as die nadele. Jy verstaan wat ek probeer sê? As jy Jesus Christus aanneem, ek vertel jou, jy kry voordele uit hierdie wêreld uit. Jy kry iemand soos ons gelees het, waar Paulus Asia toe wil gaan, hy sê, nee, jy moet soen toe gaan. Ek wens partykeer as ek ry, dat 'n stem vir my sal sê, ja, waar jy nou gaan is gevaarlik gaan soen. Ek weet hoe ek gehoorsaam sal wees nie, maar ek wens, my vrou baie keer in die kar, is daar die stem. Opas! Die skrik ek myself dood. Sy het iets gesien wat ek nie gesien het nie. Die voordeel van Jesus Christus in jou lewe is, hy gaan nooit onkans gevang word nie. So wil jy vasgevang word in Jesus Christus. En dan sal jy sien, dat in die einde, al verloor jy jou kop, jy verloor dit vir die regte lewe. Al het jy by 'n plek gekom waar jy nie meer beheer het of jy kop op jou skouers kan bly. Jy het jou kop in veilige hande gesit. Terwyl in dit van ons, dis nie iets wat ons baie bekend sien met die woorde, was wel treffend, nie die eerste. Lees hard asseblief. Ek weet nie waar hy is nie, maar die begin is, neem my gevange Heer, dan word ek waarlik vry. Ek hou van dit, ja. Ek vertel jou, as jy weer Jesus gevangen geneem is, then you will free. Ja. Daai is wat ek nou net aangehaal het, sê dat dit sal vir ons dubbel vergoed wees wat ons verloor het. Ja. En die versekering gaan jy nie teruggee wat jy verloor het, want die Here gaan vir jou dubbel teruggee. Ja. Sien, ek wil nie dubbel seer kry nie, dubbel maar ek hoor presies wat jy sê. En ek dink, weet jy, so die les vir my van die begin van dit alles is, almal van julle elke dag 'n besluit om te maak. Deur wie wil julle gevangene geneem? En ek dink soos Paulus wil ek 'n gevangene wil wees deur Jesus Christus. Kyk, kom ons maak dit so toe. Ja, Excuse. dit is die Here weet almal se gedagtes van ver, né? Ja. Hy hou die toekoms in sy hande. Ja. En so dis baie duidelik, hy het vir Paulus in gevangenis laat sit, sodat ons hierdie briewe kon kry. Want as hy woord vir woord gaan praat het ons van niks geweet. Dis presies. En ons het baie uitgelos, onthou dat ek was mense ook opgelei. Ja. Maar dit is interessant, as ek praat van nou Timotheus bijvoorbeeld, ek praat van hom as ook 'n gevangene. Weet jy, ek praat van mense wat ook in ketTINGS is. Maar ek hou van die gedagte, ek hoop julle is almal in ketTINGS vir Jesus Christus hierso. Jy verstaan? Kyk, ons maak ons ook toe. Ons Vader in die hemel, weer eens, dankie vir u woord. Ons wil so graag hê dat u woord lewendig moet word in ons. En ons weet, ons het 'n baie belangrike ding om te doen, en dis om 'n besluit te maak. Ons besluit hier, liewe Jesus, dat ons wil graag met u vasgevang word. Antwoord asseblief ons gebede en doen dit. Ons vra dit in die naam alleen, liewe Jesus. Amen. Amen.